Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Toe die Babyloniërs Jerusalem omsingel het, was die vraag, hoe lank sou hulle kon uithou? Dit is waaroor die Babyloniërs bly wonder het. Maar 'n maand het verbygegaan, toe 2, toe 'n hele jaar, en steeds het hulle uitgehou. Die geheim van Jerusalem se oorlewing het gelê in 'n 533 meter watertonnel, wat koning Hizkia laat grawe het, van 'n fontein buite die stad, onder deur die stadsmuur, na 'n reservoir binne in die stad genaamd die Poel van Siloam. Sonder hierdie poel binne in die stad, sou hulle dit nie gemaak het nie. Hierdie is egter nie net nog 'n Bybelverhaal nie, maar daar is 'n belangrike les om hieruit te leer. Om in oorwinning te leef, moet jy eerstens weet wat is jou ware lewensbron. Tweedens, moet jy dit beskerm met alles wat jy in jou het. En derdens, moet jy daagliks daaruit put. As jou sekuriteit, jou krag, jou selfwaarde of jou strategie vir jou lewe uit enige ander bron as God kom, stel jy jouself oop vir aanvalle deur die vyand. Alles wat jy in hierdie lewe nodig het, kom van God. So beskerm en koester jou verhouding met hom, met alles wat jy in jou het. Baie verhoudings verkrummel as gevolg van 'n klomp klein dingetjies wat oor tyd ingeslyp en ongemerk gebly het. En ook omdat daar niks gedoen is om die verhouding te beskerm nie. Net soos enige verhouding, moet ons seker maak dat ons die klein, basiese dingetjies in ons verhouding met God doen. 'n Dag sonder om Bybel te lees en te bid, mag dalk klein lyk, maar klein dingetjies tel op, en voor jy jou oë uitvee, het jy heeltemal weggedwaal, en is jou verhouding met God nie wat dit was nie. Daarom moet ons grense stel en ons verhouding met God ten alle tye beskerm. Ons moet die tyd wat ons saam met God het beskerm, sodat niks en niemand tussen ons en God kom nie. Jy sê dalk, wel, sover doen ek goed, en ek bid of lees nie regtig Bybel nie. Wel, miskien het die ware toets nog nie vir jou gekom nie. Wanneer dit aanbreek, sal jy sonder 'n gevestigde bron meer sukkel en minder slaag. Is dit hoe jy wil leef? Indien nie, is die woord vir jou vandag in Openbaring 22 vers 17. En laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. Here, ek is so dankbaar om in 'n verhouding met U te kan staan. Ek erken U vandag as my ware lewensbron. Help my om hierdie verhouding te beskerm met alles wat ek in my het. In Jesus naam bid ek dit. Amen.